my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Dit het heerlik op die plaas gereën die laaste paar dae. En as dit so lekker gereën het, het mevrou Boer gewoonlik heerlike sop gemaak. Wyd en suid was daar gepraat oor die sop. Maar die een wat die mees opgewonde was oor die sop, was Wagter, Boer se hond. Wagter was 'n groot hond en hy het baie geëet, want hy het hard gewerk op die plaas om al die skape te beskerm. Wagter word die oggend vroeg wakker met die geur van vleis in die kombuis. Snuif Wagter die geur op. Dit kom ons net een ding beteken. Sop! Die sop het gewoonlik die hele dag geneem om te kook, want mevrou Boer het elke stappie van die resep noukeurig gevolg. Sy was baie trots op haar kookvermoë. Dis seker waarom Boer so gesond en fris was. Boer en Wagter was dou voor dag al by die deur uit, en Wagter kon net nie ophou dink aan die sop nie. Hy het geweet, as hy vanmiddag by die huis kom, wag daar die lekkerste sopbeen vir hom. Sy mond het ordentlik gewater. Wagter, Roep mevrou Boer vir Wagter toe hulle by die huis kom. kyk wat het ek vir jou. Wagter het sommer oor sy voete geval soos wat hy aangehardloop gekom het. 1, 2, 3, toe is hy uit by die deur met die groot been in sy mond. Wagter het altyd sy sopbene by 'n druffie gaan eet. So kon hy dophou wie kom en gaan. Toe hy oor die druffie loop, vang iets sy oog in die water. Nou kyk nou net. Hallo mater, sê Wagter. Wie is jy? In die water staan daar 'n groot hond, wat presies soos hy lyk. Groot en sterk, maar in sy mond was 'n sopbeen wat baie groter en meer smaakliker as syne lyk. Dis darem maar 'n baie groot been wat jy daar het, sê Wagter. Maar die hond in die water sê niks. Jong, ek praat met jou. Sê my dadelik, waar kry jy daardie been? As jy die been gevat het by mevrou Boer, sal ek jou self na die kombuis toe sleep. En nog steeds sê die ander hond niks nie. Los nou dadelik daardie been, sê Wagter kwaai. Steeds kyk die ander hond net vir hom. Goed, as jy dit nie wil gee nie, sal ek dit vat. Wagter maak sy mond groot oop en gee 'n groot blaf. Woef! Karplaks. En daar val Wagter se heerlike groot sopbeen in die water en sink tot op die bodem. My sopbeen, nee! Huil Wagter. Daar was toe nooit 'n ander hond nie. Dit was net ek en my skadevee. Ou Wagter se stert en ore het sommer laag gehang, soos wat hy huis toe gestap het. Ek het die beste sopbeen gehad, maar ek was gulsig. Ek wou nog een hê, en nou het ek niks nie. Sê Wagter. En so het Wagter 'n baie duur les geleer. Ons moet dankbaar wees vir wat ons het, en nie ander mense se goed begeer nie. Dit was darem 'n mooi storie, né, maats? Kom ons kyk 'n bietjie hoe mooi het jy geluister. Oupa Uil gaan vir jou 2 maklike vragies vra. Sodra ek die vraag gevra het, het jy 10 sekondes om te dink wat die antwoord is. En net na die klokkie sal ek vir jou die antwoord gee. Goed, hier is die eerste vraag. Wat het mevrou Boer in die kombuis gemaak? Hier is die antwoord. Mevrou Boer het heerlike sop gemaak. Nou ja, hier is die tweede vraagie. Wat het Wagter in die druffie se water gesien?
En hier is jou antwoord. Wagter het homself in die water gesien. As jy gesê het, sy spieelbeeld, is jy ook reg. Baie mooi geantwoord, hoor. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.